Ons groet dan ook graag almal wat nou elektronies by ons erediens aansluit vanoggend. Mag ons saam vandag God se teenwoordigheid by ons beleef en mag ons 'n boodskap ontvang uit sy woord wat tot eer en verheerliking van sy groot en heilige naam sal wees. En mag alles wat ons sê, dink en doen, oral en altyd vir hom aanneemlik wees. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, met harte wat oorloop van dankbaarheid, buig ons voor die genadetroon, om U te loof en te prys, om U te eer, om U te dank, en om U te aanbid. Ons is dankbaar vir 'n erediens, wat 'n wonderlike geleentheid is waar gelowiges kan saamkom om U naam te eer en groot te maak. Om aan aanbidding voor U te buig en aan U al die lof en die eer, die dank, die aanbidding en die heerlikheid tot in alle ewigheid te bring. Omdat U in die mag en majesteit en heerlikheid oor alles en almal regeer. Omdat U ons God en ons koning en ons Vader is. Ons is opreg dankbaar, Here, dat U die eerste stap neem in ons verlossing. En dat U ons uit genade uitred. Want as dit nie vir die liefde en die genade was en Jesus se verlossingswerk nie, ja, Here, dan was ons almal verlore. Maar nou in Christus Jesus ons Here, is ons gered, is ons verlos, is ons sondes vergewe, het ons die ewige lewe en daarvoor is ons baie dankbaar. En as ons so in U huis by mekaar kom, om saam met ons broers en susters te wees, om mekaar te dien met ons gawes, sodat U gemeente as liggaam van Christus daardeur opgebou kan word, dan doen ons dit, Here, met nederigheid en beskeidenheid en diepe afhanklikheid. Omdat ons weet, Here, dat dit nie oor ons in die eerste plek gaan nie. Nie oor wat ons dink en wat ons voel en waarvan ons hou nie. Maar dat dit gaan oor U. Ja, Here, dit gaan altyd en alles oor U. Want die aarde en alles daarop, die hemel en alles daarin, en ook die see en alles daarin, alles behoort aan U. En daarom bid ons, Here, dat U ook vandag weer U woord en diensknegt sal gebruik en dat U deur die kragtige werking van U Gees met ons sal praat, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend lees uit Galasiërs hoofstuk 3. Die opskrif daarvan is slawe en seuns. En as jy nou vanoggend mooi geluister het na die doopformulier, dan sal jy baie van dit wat ons daar gelees het ook in hierdie gedeelte terugkry. En dis waarom ons dan nou gekies het om vandag dan nou spesifiek hierdie gedeelte saam te lees. Ek gaan net nou oor die voorafgaande gedeelte iets sê, daarom gaan ek net begin lees, al verstaan jy nou nie dadelik die direkte konteks daarvan nie, ek sal net nou die konteks daarvan vir u aandui. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul,
alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof aangebreek het. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes, die gemeente daar in Galasiërs, vir wie Paulus hierdie brief skryf, het deurgeloop onder dwaalleraars. Dwaalleraars is mense wat leuns verkondig, asof dit die waarheid is. Dis mense wat die ware evangelie en die ware leer van God verdraai en het 'n ander inhoud en 'n ander betekenis gee. En op daardie manier mense mislei. En dis wat dan nou gebeur het daar in Galate. Die dwaalleraars, lyk vir my, was waarskynlik Joodse Christene gewees. Met ander woorde, mense wat Jode was en toe nou tot geloof in Jesus gekom het, Joodse Christene. Hulle het geglo dat alle Christene, maak nou nie saak wat jou herkoms oorspronklik was, of jy Griek was, en of jy Romein was, of jy Filistyn of 'n Palestyn, of wat jy ook al was nie. Hulle het geglo dat alle Christene uit die heidene nasies ook die Joodse geloof, gebruike en tradisies moet aanneem om ware Christene te kan wees. Met ander woorde, as jy in Galasië bly en jy is 'n Griek en jy begin in Jesus Christus glo, dan moet jy eintlik eers 'n Jood word om 'n Christen te kan wees. Jy moet eintlik eers in die God van die Ou Testament ook glo. Jy moet eintlik ook eers deel word van God se verbondsvolk en daarom moet jy ook die besnydenis ontvang as teken dat jy deel is van God se verbondsvolk, soos wat God die besnydenis vir Abraham en sy nageslag gegee het. En dan moet jy ook, en dis vir hulle baie belangrik, al die wette, nie net die 10 gebooie nie, maar al die wette, al die verpligtinge wat die skrifgeleerdes op daardie stadium van die wedstryd in geglo het, asof dit die wil van God is, jy moes dit alles ook gehoorsaam. So al hulle heilige feesdae, hulle nuwe maansfeeste, die Pasga, die Purimfees, al die feeste wat die Jode vier, dit moet jy ook vier. En jy moet ook die Sabbatdag onderhou, soos wat hulle die Sabbatdag onderhou. Op die Saterdag nou, ons Saterdag vandag. En as jy dit nie doen nie, is jy eintlik nie 'n ware Christen nie. Dis wat hulle vir die mense daar kom vertel het. Nou wanneer het hulle dit gedoen? Hulle het dit gedoen nadat Paulus nou in die gemeente was en hy die evangelie aan hulle verkondig het, hulle Jesus in die geloof aangeneem het en dis Christene geword het en daar 'n kerk ontstaan het. En elke keer wanneer dit gebeur het, het Paulus leiers agtergelaat, ouderlinge en diakens, wat dan met daardie bediening van daardie gemeente moes voortgaan. En dan het hy op sy sendingreise mos nou vertrek na die volgende dorp toe, en dan het hy daar die evangelie gaan verkondig, en ook weer daar 'n kerk geplant. Nou terwyl hy dan nou weggaan, het van hierdie ander Joodse Christene daar opgedag, en hierdie dwaalleringe vir die gemeente kom verkondig. En die gemeente was verward.
Hulle het nie geweet wat om te glo nie. Hulle het aangedring op die besnydenis. Hulle het aangedring op wetsonderhouding om verlossing te verdien. Dis nou hier die Joodse Christene en die dwaalleraars. Hulle het geglo, jy moet die 10 gebooie gehoorsaam, sodat jy gered kan word. Jy moet dus jou verlossing verdien deur jou gehoorsaamheid. Hulle het geglo dat hulle die volk van God is, want hulle is mos kinders van Abraham, hulle is uit die nageslag van Abraham. En daarom is hulle God se volk. Omdat hulle God se volk is en hy met hulle 'n verbond gesluit het, wat met Abraham begin het, was hulle dus in 'n meer spesiale verhouding met God, vanweë hierdie verbond, as al die ander nasies en al die ander volke. So as jy dan nou 'n Christen geword het, word daar van jou verwag om ook deel te word van hierdie volk van God, en ook op te tree soos wat die Jode optree. So hulle het Christene geword, maar nie heeltemal afstand gedoen van hulle Joodse geloof en hulle Joodse oortuigings nie. En hulle het verwag die ander mense moet dieselfde doen. En Paulus skryf dan nou juis hierdie brief aan hulle, om hulle te help om hierdie dwaalleringe te bestry, en ook om te verstaan waaroor dit regtig gaan, wat die waarheid van die evangelie is. En daarom kan ons dit 'n apologetiese brief noem. Nou apologeties is een van daai goed wat my skoonpa gesê het, as 'n hond dit inkry, gaan hy dit nie maak nie. Dit klink na 'n verskriklike groot woord, en as jy dit nou bietjie ontleed, en jy dink aan die Engelse woord apologize, wat beteken om jammer te sê, en dan het ons in Afrikaans ook die soortgelyke woord apologie, en om apologie aan te teken, wat beteken dat jy verskoning vra. Dit is die wortels van hierdie woord. Maar die woord apologetiek beteken die studie wat daarop ingestel is om jou geloof te verdedig teenoor dwaalleringe. So wanneer jy 'n apologeet is jy iemand wat doen wat Paulus geskryf het. Jy is iemand wat gereed is om 'n verduideliking te kan gee van die inhoud van die geloof wat in jou lewe. En vir Paulus is dit belangrik dat elke Christen dit moet kan doen. As iemand vir ons kom vra, wat glo jy en hoekom glo jy dit, moet jy altyd gereed wees om hulle te kan antwoord. En daarom moet ons almal in 'n sekere sin dus apologete wees. Paulus vind dit verbasend dat hierdie gemeente, en soos ek dit nou noem, bogmeters, hulle in die steek gelaat het. 'n Bogmeter is mos daai ding wat vir jou sê, wanneer jy fopnuus lees, of wanneer jy iets hoor wat nie die waarheid is nie, dat hy in die rooi moet gaan en vir jou sê, maar dit kan mos nie wees nie. Dit kan mos nie waar wees nie. Dis net eenvoudig nie die waarheid nie. En ons sê mos, as iets te goed klink om waar te wees, dan is dit mos gewoonlik te goed om waar te wees. Maar party mense se bogmeters werk nie, en ons het nou al daaroor in die verlede gepreek en gepraat. Hulle kan nie die waarheid en die leuen van mekaar onderskei nie. Hulle ontvang fopnuus op hulle fone en hulle stuur dit weer dadelik aan, sonder om eers te gaan vasstel, maar is dit regtig die waarheid? Het dit regtig gebeur? Is dit regtig wat die persoon gesê het? Daar in hoofstuk 1 vers 6 sê Paulus, ek is verbaas dat julle so gou 'n ander evangelie aangeneem het, dat julle so gou die pad byster geraak het, dat julle so gou die leuns van die dwaalleraars begin glo het. Hy stom verdwaas daaroor, dat hulle bogmeters nie werk nie. Hy beklemtoon en hy sê vir hulle, daar is geen ander evangelie as die een wat ek aan julle verkondig het nie.
As julle enige ander leer hoor, moet julle weet, dit is 'n dwaalleer. Hy sê vir hulle, selfs al sou 'n engel uit die hemel uit na julle toe kom, of iemand in die gedaante van 'n engel, iemand wat soos 'n engel lyk, soos 'n hemelwese, en hy verkondig aan julle 'n ander evangelie as hierdie een wat ek aan julle verkondig het, dan moet julle hom nie glo nie. Nou as julle nie eers 'n engel moet glo nie, wat dan nou nog van hierdie dwaalleraars, hierdie Joodse Christene, wat met hulle leenstories by julle kom? Paulus sê hierdie ware evangelie wat hy aan hulle verkondig het, is nie 'n evangelie wat deur 'n mens uitgedink is nie. Dis nie iets wat hy self uitgedink het nie. Hy sê dit kom van Jesus Christus self af, wat dit aan hom geopenbaar het. Nou presies waar en wanneer en hoe dit gebeur het, word nou nie vir ons gesê nie, maar ons weet, Paulus het tot bekering gekom op die pad na Damaskus, en hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad, en hy het daar ontdek, dat Jesus waarlik die verlosser is, die redder is, en dat hy God is. En alles daar rondom en verder, moes Jesus mettertyd aan hom bekend gemaak het, aan hom geopenbaar het. En wat hy gedoen het, is hy vertel vir hulle van sy bekering, hoe hy 'n apostel geword het. Apostel beteken uitgestuurde, iemand wat 'n draer is van die goeie boodskap van die evangelie en wat dit verkondig aan die wêreld. Hy vertel van sy bekering daar op pad na Damaskus toe hy daar die lig gesien het. 12 uur die middag, wat so helder geskyn het dat dit hom letterlik en figuurlik verblind het. En dat hy eintlik besef het, ek was tot nou toe geestelik blind. Ek het nie insig gehad in God se verlossingsplan nie. Ek het nie verstaan en begryp nie. Maar Christus het dit aan hom bekend gemaak en nou ken hy dit. Hy skryf hoe dat hy met die ander apostels daaroor gaan praat het, om te bevestig dat hy dit reg verstaan. En hy sê die ander apostels het niks daarby bygevoeg of daarvan weggelaat nie. Hulle het bevestig dat die evangelie wat hy verkondig, dat dit die ware evangelie is. En daar het hulle toe nou besluit dat Petrus, Jakobus en Johannes en die ander apostels, dat hulle sal toespits om die evangelie te verkondig aan Jode, sodat hulle tot bekering kan kom en in Christus kan begin glo. Maar dat hy wat Paulus is, en onder andere ook Barnabas saam met hom, dat hulle daarop sal fokus om die evangelie aan die heidene nasies te verkondig. Nou Paulus was uitnemend daartoe geskik, want sy pa was 'n Romeinse burger. Sy ma was 'n Jood. En daarom het hy hierdie dubbele burgerskap gehad, wat hom juis in staat gestel het dat hy die ander kulture en die ander tale, die ander mense ook beter kon verstaan en begryp, en juis ook aan hulle die evangelie kon verkondig. Hy vertel hoe dat hy selfs een keer vir Petrus moes teregwys oor sy dubbele optrede in hoofstuk 2. Nou wat gebeur het is, Petrus het lekker saam gekuier met die gelowiges uit die heidene nasies, wat tot bekering gekom het. Hy het saam met hulle geëet, hy het saam met hulle gedrink, want hulle moes nou Christus se volgelinge en hulle sy broers en susters in die geloof. Maar toe kom daar Joodse Christene uit Jerusalem daar. En toe ewe skielik het Petrus homself afsydig gehou. Want hy was nou bang, wat gaan hierdie Joodse broers nou sê, as hulle sien hoe dat hy nou saam met die heidene kuier, en saam met hulle eet. En Paulus het vir hom gesê, nou in my woorde, nie in Paulus se woorde nie, maar dis skynheilig. Dis skynheilig om so op te tree. Want hoe moet daardie heidense Christene nou voel? Die mense wat uit die heidene nasies gekom het. Eers was jy hulle beste pel, en nou kom jou vriende uit Jerusalem, uit Iran, en nou skielik stoot jy hulle weg. Nou moet hulle mos verwerp voel. Nou moet hulle mos voel, daar's iets fout met hulle.
En hy het vir Petrus daarop tereggewys en gesê, jy kan nie sulke dubbele standaarde handhaaf nie. En dan verduidelik hy dat verlossing, en dis nou hoe die evangelie werk, dat verlossing deur geloof in Christus alleen kan gebeur. Daar's nie 'n ander manier om verlos en gered te word nie, dis net deur Christus. Hoekom? Want Christus is die enigste sondelose mens wat die straf van die sonde onskuldig gedra het. En die straf van die sonde is die dood. Hy is aan die kruis vasgespijker en hy het 'n vervloekte geword, skryf Paulus, want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hy het die vervloekte geword, sodat hy ons sondes op hom kon neem. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, soos Johannes die Doper gesê het. En net hy alleen kan dit doen, want hy is die enigste sondelose mens. En dan word ons gered. Nie omdat ons gehoorsaam is aan die wet nie, maar omdat God ons uit genade verlos, omdat ons in Christus glo. Ons redding en ons verlossing gebeur nie as gevolg van die feit dat jy besny is of nie besny is nie. Dat jy nou so gehoorsaam is aan die wet tot op elke letter van die wet nie. Want hy skryf oor die wet as sodanig is maar net 'n wet. Die wet is nie in staat om jou te verlos en jou te red nie. En jy is in elk geval nie in staat om die wet ten volle tot op elke letterstreepie te gehoorsaam nie. Want hy sê, die hele wêreld, alle mense, is sondig en is van nature wetsoortreders. So die wet is nie by magte om jou te red nie. En jy is nie by magte om die wet te gehoorsaam sodat jy gered kan word nie. Dit was maar die skaduwee van wat sou kom. Die werklike verlossing het met Christus gekom. En dis net deur God se genade dat jy nou gered word. Nie deur jou prestasie en deur jou verdienste en deur jou gehoorsaamheid aan die wet nie. Of omdat jy besny is. Deur ons geloof in Christus is ons almal, of jy nou 'n Jood is, of jy Romein is, of jy Griek is, of jy Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner is, of 'n Engels sprekende Suid-Afrikaner, maak nie saak nie. Ons is almal kinders van Abraham en kinders van God. Wat belangriker is. Saam is gelowiges deel van God se nuwe volk. Almal wat in Jesus glo, word deel van die verbond wat God deur Jesus Christus met ons het. En dis waarom gelowiges se babietjies ook gedoop kan word en moet word. Want God het 'n verbond met hulle ouers. En hy sluit die babietjies ook in daardie verbond. Net soos wat hy Abraham se seun Isak ingesluit het in die verbond wat hy met Abraham gehad het. En hy het vir Abraham gesê, Abraham, in jou nageslag sal al die nasies geseën wees, al die nasies. En dis presies wat Paulus ook weer hier beklemtoon. Enige iemand, maak nie saak uit watter nasie jy kom nie. As jy in Jesus Christus glo, is jy verlos, is jy nageslag van Abraham, omdat jy volk van God geword het, en as jy kind van God, en as jy 'n erfgenaam van die ewige lewe. Omdat ons uit genade gered is, staan ons nie meer onder die wet om ons verlossing daardeur te probeer verdien nie, skryf hy in hoofstuk 3, vers 1 tot 4, vers 7. Hy skryf, Christus het ons vrygemaak, sodat ons waarlik vry kan wees. Maar ons mag nie die vryheid misbruik deur aan te hou en sonde te doen.
So, hoe moet ons nou oor die wet voel? Ons weet die wet kan ons nie red nie. Dis net Christus en ons geloof in hom en God se genade wat ons red. Maar wat nou van die wet? Moet ons nou die wet weggooi? Kan ons nou maar onsself aan ons sondige natuur oorgee deur aan te hou sonde doen, sodat die genade moet meer word, soos wat hy daar in Romeine ook skryf daaroor? Nee. Christus het ons kom vrymaak van die wet, het ons kom verlos van die wet en van die sonde. Maar dit gee nou nie vir ons 'n vrypas, 'n gratis en vernietkaartjie na die sonde toe nie. Uit dankbaarheid vir ons verlossing, moet ons hierdie vryheid wat ons in Christus het, gebruik om ons te laat beheer deur die Heilige Gees en nie deur ons sondige natuur nie. In my woorde kom dit daarop neer. Net 'n Christen is werklik vry. Want net 'n Christen kan doen wat hy graag wil doen. En nou moet ek dit kwalifiseer. As jy werklik 'n Christen is, wat wil jy graag doen? Paulus sê, ek het net een wens, en dis om Christus te ken, en om volgens God se wil te lewe. So 'n Christen wil aan God gehoorsaam wees. Solank as wat ek aan God gehoorsaam wil wees en aan hom gehoorsaam is ek vry om te doen net wat ek wil. Want dit wat ek wil doen, is om te doen wat God wil hê ek moet doen. En daarom is ek nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Ek is 'n seun, 'n dogter, 'n kind van God. Ek is regtig vrygemaak, maar ek kan nie die vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Ons is nie meer slawe van ons sondige natuur nie. Ons is nou seuns en dogters van God en ons moet ons lewe deur die Heilige Gees laat beheers. Dis waar hoofstuk 3 tot by hoofstuk 5 gaan. En dan praat hy ook in hoofstuk 5 oor die gawes van die Gees, die vrug van die Gees. Dit wat ons gaan begin voortbring wanneer die Heilige Gees ons beheer. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis die dinge wat in ons lewe gaan sigbaar word wanneer die Heilige Gees ons lewe beheer. En as dit in ons lewe sigbaar word nie, dan beteken dit ons is nog in die mag van ons sondige natuur, ons is nog slawe van ons sondige natuur. Ons is nog nie deur Christus vrygemaak nie. Ons luister nog nie na die stem van die Heilige Gees nie. Ons luister nog na ons sondige natuur. En dit kan ons nie. En dan praat hy oor die doop, ook in hierdie gedeelte. Hy praat oor die verbond, die feit dat ons kinders van Abraham is, hy praat oor die besnydenis, oor die wet, en hoe dat ons verlos word uit geloof en genade en in Christus alleen. En dis die hoofpilare ook van ons gereformeerde geloof. Maar hy sê oor die doop, deur ons geloof in Jesus Christus, word mens 'n kind van God. En is ons nie meer slawe van die sonde nie. Almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou 'n deel van Christus geword. Ek wonder of ons regtig besef wat dit beteken. Of ons regtig die volle implikasie daarvan besef. Om met Christus verenig te wees en om deel van Christus te word, beteken dat ek deel is van God. Want Christus is God. Hy woon deur sy Heilige Gees in my en hy het my met homself
verenig. Iets soortgelyks, sê Paulus, gebeur in 'n huwelik wanneer 'n man en 'n vrou met mekaar trou. Hulle word een, skryf Paulus. Hulle bly nog steeds man en vrou, maar in die huwelik word hulle, as gevolg van die liefde wat hulle aan mekaar verbind, word hulle 'n hegte eenheid. En dis ook wat met ons gebeur. En wanneer ons met mekaar trou, dan sit ons 'n ring aan mekaar se vinger om te sê, ek behoort aan jou, jy behoort aan my. Ek is deel van jou, jy is deel van my. En by die doop doen Christus dieselfde. Hy sit sy teken van sy bloed wat aan die kruis vir ons gevloei het, simbolies in die vorm van water wat reinigingskrag het, op ons voorkop om te sê, ek is deel van jou, jy is deel van my. Ek behoort aan jou, jy behoort aan my. In Christus Jesus is ons almal nou een, want almal wat in Jesus glo, behoort aan hom, is een met hom, en daarom ook een met mekaar. En wanneer ons dan nou praat van kerke wat een word, dan is dit eintlik maar 'n gestaltegewing van hierdie eenheid wat daar reeds tussen ons is, net op 'n strukturele ander manier, anders georganiseerd. Maar dis 'n eenheid wat reeds bestaan, wat versterk en wat opgebou moet word, omdat ons met die regte gesindheid teenoor ons medegelowiges in so 'n proses betrokke is. In Christus Jesus is ons almal een, in elk geval. Of jy nou in Falconridge gemeente is, en of jy in Unitas Park gemeente is, en of jy nou in Luxdale gemeente is, in Christus is ons een. Omdat ons aan Christus behoort, is ons nou volk van God, kinders van God en erfgename van God. En dan praat hy oor 'n testament, en hy sê 'n testament tree eers in werking wanneer iemand gesterf het. Hy sê, maar ons hoef nie te wag vir iemand om te sterf sodat die testament in werking kan tree nie, want Christus het klaar gesterf. En sy testament tree klaar in werking. En wat is sy laaste wil en testament? Dat almal in hom moet glo, en dat hulle deur hulle geloof in hom vergewing van hulle sondes en die ewige lewe moet kry. Dis Christus se laaste wil en testament. So wat is die boodskap vir ons? Die doop is God se eienaarsmerk op ons voorkoppe. Nou maatjies, julle weet mos, as julle skool toe gaan, kry julle boeke, of julle moet boeke koop. En dan moet mamma 'n etiket vat, en dit op die boek plak, en jou naam daarop skryf, of jy moet self jou naam daarop skryf, as jy nou al groot genoeg is om dit te kan doen. En dan word die boek mos nou oorgetrek, met plastiek, om daardie etiket te beskerm. En as juffrou nou die boeke inneem, en sy kyk na die boek, en sy kyk na die etiket, dan weet sy wie se boek het sy nou voor haar. Want jou naam staan daarop. Die boek behoort aan jou. Die waterdruppels by die doop, en die besprinkeling daarvan, is soos 'n etiket wat God op ons voorkoppe plak, en waarop hy sy naam skryf. Want ons behoort aan hom. Ons is sy eiendom. En dit het 'n besondere betekenis, reg deur die Bybel. Dit het al begin toe Israel in Egipte slawe was. Toe die Paasfees ingestel is. Toe moes hulle 'n lammetjie slag, en hulle moes die bloed van die lammetjie aan die deurkosyne smeer. As hulle dit nie gedoen het nie, is al hulle eersgebore kinders almal doodgemaak.
soos wat met die Egiptenare gebeur het met die 10de plaag. Die bloed aan die deurkosyne van daardie lammetjie sonder gebrek simboliseer Jesus wat sonder gebrek, sonder sonde, sy bloed gegee het. En wanneer daardie water op ons voorkoppe besprinkel word, is dit soos daardie bloed aan die deurkosyne wat vir ons red van die dood, sodat ons kan lewe. Iets soortgelyks gebeur in 'n visioen wat Esegiel gesien het, en in ons aandiensreeks oor Esegiel het ons juist daaroor ook gepraat, van 'n man met linne klere aan, wat 'n skrywersakkie om hom gehad het, en wat mense op hulle voorkoppe moes gaan merk het, wat nie deelgeneem het aan die afgoderry nie. En toe almal doodgemaak is en uitgeroei is, wie se lewe was gespaar? Hulle wat die merk op hulle voorkoppe gehad het. Ons het dit nou ook in die doop, God se merk op ons voorkop. In Openbaring word daar van nog 'n merk op die voorkop gepraat en ook op die hand, en dit staan in teenstelling daarmee. Want dis die merk van die dier uit die aarde en die dier uit die see en die merk van die bose, die 666 merk, wat simbolies is, nou nie letterlik nie, maar simbolies is, vir mense wie se harte en gedagtes en hulle hande, die dinge wat hulle doen, daarop ingestel is om die bose te dien en nie vir God nie. En hulle uiteinde is in die poel van vuur en swaal wat vir altyd brand. Toe Moses die 10 gebooie by God gekry het, het hy ook vir hom gesê, hierdie 10 gebooie moet jy as 'n merkteken op jou voorkop sit. Dit moet 'n merkteken op jou hand wees, want dit moet jou denke, jou gedagtes, jou hart en jou dade, jou handelinge moet dit bepaal. Jou lewe moet dit wys, dat jy God se wet, God se wil in jou hart saam met jou dra. Skryf dit aan jou deurkosyne en sit dit op jou stadspoorte. En die Jode doen dit vandag nog in Israel. En in al hulle huise. Het so goue staafie aan hulle deurkosyne. En daai goue staafie staan daar Shema. En dis die eerste Hebreëse woorde van die inleiding van hierdie opdrag van die Here. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Echad Elohim. Dis die Hebreëse woorde wat sê, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. En dan gaan die 10 gebooie aan, jy mag geen ander gode dien nie, en alles wat daarop volg. Die doop is God se eienaarsmerk op ons voorkoppe. Dis 'n bewys van God se liefde en genade, omdat verbondskinders dit ontvang sonder verdienste. Nog voordat hulle enigiets kan doen om dit te verdien, sê God al vir daardie kind, Jesus het ook vir jou gesterf, sodat ook jy die ewige lewe kan kry. Ons weet ons het 'n sondige natuur. Hoe weet ons dit? As jy vir 'n kind sê, moenie jou vinger in die muurprop druk nie, wat doen hy? Hy gaan druk om daar. As jy vir 'n kind, jy hoef nie 'n kind te leer vloek nie, hy vloek sommer self. Maar jy moet hom leer om asseblief en dankie te sê. Hy doen nie dit sommer self nie. Dit bewys ons maar net, ons het 'n sondige natuur. Ons kan dit nie verdien om gered te word nie, as gevolg daarvan. Maar Christus het dit verdien vir ons, en hy het sy merk op ons voorkoppe gesit. Alle grense tussen mense, volke en nasies word daardeur oorgesteek, want deur die doop word ons met Christus en met mekaar verenig. Almal wat hierdie merkteken op hulle voorkoppe dra, is een in Christus, behoort aan hom, behoort aan mekaar. Ons moet nie toelaat dat dwaalleraars, selfs al is hulle engele uit die hemel, ons van die waarheid van die ware evangelie mislei nie. As enige iemand na jou toe kom en vir jou sê, jy kan net gered word as jy, sê nou maar, groot gedoop is, of in tale kan praat. Jy kan net gered word as jy jou Bybel lees, 10 keer 'n dag bid, elke Sondag kerk toe gaan. Sien julle, dis alles verdienstelike goed. Goed is wat jy moet doen om dit te verdien om hemel toe te gaan. Dan kan jy weet dis dwaalleringe. Want jy word net gered deur God se genade en God se genade alleen. Net deur Jesus Christus en deur hom alleen. En net omdat jy
hom in die geloof aangeneem het, en deur jou geloof alleen. Geen ander manier nie. Dis die ware evangelie. Die ware evangelie is die enigste bron van egte geloofsekerheid. Hoekom sê ek so? Want al hierdie verdienstelike godsdienste, want al die ander godsdienste in die wêreld is verdienstelike godsdienste. Hulle probeer gered word deur dit wat hulle doen, om dit te kan verdien. Het 'n groot element van onsekerheid. Want as ek 'n voet verkeerd sit, dan verdwyn al my geloofsekerheid. Die ware evangelie kan ware geloofsekerheid gee, want ons geloofsekerheid hang nie af van wat ek doen nie. Dit hang ook nie af van hoe ek voel nie. Dit hang af van God, wat 'n belofte aan my maak. As jy in Christus glo, het jy verseker die ewige lewe. En dis hoe ek weet ek het geloofsekerheid. Dis hoe ek weet ek het die ewige lewe. Want God beloof dit lê dus buite myself en buite dit wat ek kan presteer of verdien, in God alleen. Ouers het enorme verantwoordelikheid om die vryheid wat ons onder heerskappy van die Heilige Gees het, vir hulle kinders te leer en dit voorbeeldig ook self uit te leef. Ouers wat vir hulle kinders sê, maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak nie, mis die punt heeltemal. Hulle moet Christen wees as voorbeelde uitleef, anders kan hulle dit tog nie vir hulle kinders probeer leer nie. Anders kan hulle tog nie hulle doopgelofte nakom nie. Om met Christus verenig te wees en deel van sy liggaam, sy kerk te wees, is eintlik 'n reuse groot voorreg, wat ons met opregte dankbaarheid moet waardeer, deur heelhartig en opreg, volledig diensbaar te wees in sy koninkryk en kerk, met alles wat ons is en het. Hierdie laaste sinnetjie vat dit eintlik alles saam. Deur die doop word ons met Christus verenig. Ons word deel van die kerk. Ons word 'n dooplidmaat van die kerk. Dis eintlik 'n groot voorreg wat ons het. 'n Voorreg wat ons moet waardeer met opregte dankbaarheid. En ons wys ons dankbaarheid wanneer ons heelhartig en opreg volledig diensbaar is en betrokke is by al die aksies en aktiwiteite en werksaamhede van die kerk en in God se koninkryk. En wanneer ons alles wat ons het en is tot sy beskikking stel en sê, soos wat Maria gesê het, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur soos hy gesê het. Soos Jesaja gesê het, toe die Here gesê het, wie sal ek stuur, wie sal gaan? Hy het sy hand opgesteek, hy het gesê, hier is ek Here, stuur my. Dis wat ons uit dankbaarheid moet doen. Volledig diensbaar en gehoorsaam aan al sy gebooie, aan sy wil. Nie omdat ons verlossing probeer verdien nie, maar omdat ons dankbaar is, omdat hy ons uit genade verlos het. In die tyd waarin ons leef, sien ons eintlik baie min hiervan. Mense beskou dit nie meer as 'n voorreg om deel van sy kerk te wees nie. Hulle is nie regtig dankbaar vir hulle verlossing nie. Dalk is dit omdat hulle nie regtig verlos is nie. Dalk moet ons hulle die ware evangelie verkondig, sodat hulle met dankbaarheid die Here kan dien. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie misterie, die geheimenis van die eenwording tussen ons en Christus, wat gebeur wanneer ons die teken van die sakrament van die heilige doop ontvang, is partykeer bo ons begrip, bo ons verstand, bo ons vermoë. Te kan dink dat ons deel kan wees van God,
dat God deel kan wees van ons. Ja, Here, ons weet dat dit nie beteken dat ons God word nie. Maar dit beteken dat daar so 'n hegte eenheidsband tussen ons is, soos wat daar ook tussen 'n man en 'n vrou in die huwelik behoort te wees. Dankie dat ons saam met Christus ons sondige natuur aan die kruis kan vasspyker. Dat ons dit kan afsterwe. Dat ons saam met hom uit die dood kan opstaan. En vir ewig kan lewe. Ekskuus. Vader, dit is ons gebed dat U hierdie waarheid in ons harte sal laat tuiskom. Dat ons dit regtig behoorlik sal verstaan en begryp. Dat ons nie ons redding en verlossing sal probeer soek in allerhande dinge wat ons doen en in die goeders wat ons voel, maar dat ons dit sal vind in die beloftes van U woord, in U liefde en in U genade, wat ons deel word wanneer ons in Christus glo. Vader, ons bid vir elkeen wat siek is in die hospitaal en tuis, elkeen wat operasies ondergaan het en nog moet ondergaan. Ons bid vir elkeen wat kanker het, vir elkeen wat bedlêend is. Ons bid vir elke bejaarde. Ja, Here, U weet hoe moeilik dit is wanneer 'n mens nie meer jouself kan versorg nie en ander mense na jou moet kyk. Ons bid ook vir elkeen wat bejaardes versorg. Ons bid vir mense wat sukkel met wonde wat nie wil gesond word nie. Met infeksies wat nie wil opklaar nie. Ons bid, Here, vir genesing en genade soos dit U wil is. Ons bid vir elkeen wat hartseer en bedroef is, omdat hulle geliefdes nie meer hier op aarde by hulle is nie. Ons bid vir elkeen wat hulle werk verloor het. Ons bid vir ons sakemanne wat in moeilike omstandighede probeer om 'n bestaan te maak. Vir boere wat so hard moet werk om kos op ons tafels te sit. En as dit by die betaling kom, aan die kortste intrek. Here, ons wil vra dat U liefde en genade met ons sal wees elke dag van ons lewe. En dat ons sal tuis wees in U huis tot in lengte van dae. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend ons sagte dankofferprojek. Jy plaas die dankoffer in 'n koevertjie wat by die deure beskikbaar is, en as jy uitbeweeg, gooi dit in die skatkis of in die sakkie. Net voordat ons by die slotsang kom, wil ek net, terwyl die mense wat na die opname luister ook nog met ons is, net so 'n opmerking of twee maak oor die gedenkmuur. Ons besef regtig dat die gedenkmuur 'n baie sensitiewe aangeleentheid is. En ons het nou al 'n paar keer vir die moontlike opsies gegee, soos wat ons in die proses gevorder het, en nagedink het oor moontlike oplossings. Ons het nog nie klaar gedink nie, ons het nog nie klaar besluit nie. Ons wil die 13de November 6:00 die aand by Unitas Park 'n gesamentlike vergadering hou, waarin ons almal wat eienaars van nissies is uitnooi om saam te kom dink, om saam te kom gesels. In die tussentyd wil ek vra, al is dit hoe moeilik, probeer maar so 'n bietjie kalm bly, probeer 'n bietjie rustig wees, moenie oorhaastige besluite neem nie, haal maar net so 'n bietjie diep asem en gee vir ons kans en gee vir ons tyd om die beste moontlike oplossing vir hierdie uitdaging te vind. Ek weet die Here sal voorsien op sy tyd. Kom ons gee hom kans om ons te verras met die uitkomste wat hy gee. Moenie oorhaastig wees nie. Wees maar net so 'n bietjie kalm en rustig. Dis al wat ek vra. Baie dankie en baie seën ook vir u wat elektronies na ons erediens gekyk en geluister het.